Sommige van God se bouers dra nie hamers en troffels nie, maar harte wat nie opgee nie. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Welkom, liewe luisteraar, by die eerste episode van Vroue met Waagmoed vir 2026. Dit is vir my 'n groot voorreg om jou te verwelkom en ek wil vir jou 'n geseënde, hoopvolle en voorspoedige jaar toewens. Onthou, alhoewel die program Vroue met Waagmoed is hierdie ruimte nie net vir vroue nie. Ons saam kuier en gesels hier op hierdie platform is vir elkeen wat saam wil luister, saam wil groei en saam wil waag vir die Here. Vandag wil ek die jaar afskop met 'n tema wat diep uit my hart kom. Harte wat nie opgee nie. Ons gesels so bietjie teen die agtergrond van Nehemia, die man wat deur God geroep was om die mure van Jerusalem te herbou. Maar vandag kyk ons nie na fisiese mure nie. Ons kyk na die stille herbouers. Die wat nie met klip en sement bou nie, maar met gebed, volharding en soms ook met trane en smeking. Ouers, oupas en oumas, soms ook kinders en jong mense. Mense wat agter toe deure bid, aanhoudend bid, dag en nag soms bid. Mense wat God vasgryp vir hulle geliefdes, vir 'n seun, 'n dogter, 'n huweliksmaat, dalk 'n ouer, 'n vriend. Nou hierdie harte wat nie opgee nie, is mos nou nie openlik in die openbaar nie. Hulle staan nie in die kalklig nie. Hulle bou in die binnekamer, gekniel langs 'n bed, op 'n stoel met gevoude hande, of soms plat op hulle aangesig voor die Here. Hulle messel geestelike bakstene in met gebed. Hulle gooi fondasies van hoop. Hulle bou deure van voorsiening en vensters van genade, al roepende na God in. Hulle kap dakplate van beskerming vas met lang spykers van volharding, wanneer hulle God vasgryp vir hulle mense. Hoe dikwels hoor ons die getuienisse van iemand wat sê, ek was verlore, op pad hel toe. Maar daar was 'n pa, 'n ma, 'n ouma, 'n oupa, wat vir my gebid het. Of toe ek by my kind se kamer verbyloop en hoor hoe hy of sy na die Here roep vir my, het ek net daar in die gang op my knieë voor die Here neergeval en my lewe aan hom gegee. Vriende, hierdie harte wat nie opgee nie, is God se stille herbouers. Hulle noem die gebroke mure van Jerusalem Pieter of Susan, Gavin, Celeste. Hulle leef met dieselfde geloof as Nehemia, wanneer hy in Nehemia 2 vers 20 verklaar, die God van die hemel, hy sal ons sukses laat behaal. Ons, sy diensknegte, sal gereed maak
en herbou. Voor God rig hulle in gebed ou pynhope weer op. Hulle herstel verwoeste plekke uit vroeër dae. Hulle bou nie net vir hierdie geslag nie, maar tree in vir geslagte wat nog moet kom. Want hulle is medewerkers van God. Vriende, as jy vandag luister en jy herken jouself hierin, as jy God vasgryp vir iemand se lewe, iemand se redding, iemand se herstel, wil ek jou bemoedig. Moenie ophou nie. Selfs al sien jy niks, selfs al voel dit stil, selfs al is die mure nog baie stikkend en platgevee. Hou aan bid, hou aan roep, hou aan om daardie geestelike bakstene in te messel. Dalk is jy die herboude muur van iemand anders se gebed. Dank dan die Here vandag vir die hart wat nie opgegee het op jou nie. Kom ons bid saam. Vader, vandag bring ons elke luisteraar se hartsmense voor U. Ek vra dat U die stille herbouers sal versterk, die harte wat nie opgee nie. Vader, bemoedig hulle, hernie hulle krag en beantwoord hul gebede volgens U wil. Ons tree in vir elkeen wat deur die gebroke mure van Jerusalem verteenwoordig word. Die name wat U so goed ken. Heilige Gees, trek hulle asseblief en laat elke gebed, elke traan, elke geestelike baksteen vrug dra tot eer van die naam. Ons loof en ons dank U in Jesus naam. Amen. Vriende, dankie dat jy vandag saam geluister het. As jy nog nie formeel deel is van hierdie gemeenskap nie, druk gerus nou die subscribe knoppie. Deel ook jou gedagtes in die kommentaar hieronder en stuur hierdie boodskap aan vir iemand wat vandag bemoediging nodig het. Seën en vrede, tot volgende keer.